gaan die liggies soos altyd hierdie tyd van die jaar aan. Een na die ander, hier en daar, al meer. En met die radio en in die winkelsentrums hoor ons die bekende klanke. Hierdie tyd van die jaar wat ons, ek en jy, as kerkmense met meer as Checkers kerskoek en afslag op 'n single malt whisky assosieer. Kersfees. En onbewustelik versterk dit by ons almal 'n urende drang. I'll be home for Christmas. Soos Bing Crosby gesing het in 1943. Tijdens die Tweede Wêreldoorlog. Want hierdie tyd van die jaar van ons allemaal thuis kom. En ek bedoel dit metaforisch en letterlik, maar meer metaforisch. Want hoe ouder mens word, hoe meer letsels die lewe jou toe. En in 'n sekere sin is ons allemaal soldate. Ons voel so soldate wat huiswaarts keer die tyd van die jaar. So van die slagveld. Die slagveld van 2023. Kyk van jou rond. En oral sien jy die verwondtes. Vir party erger meer vernietigend as ander. Ons wêreld het immers die jaar 2023 nog 'n oorlog bygekry. Be home for Christmas. Dit is alle kunststryders, maar dalk ook die verwondes in hulle prille jeugse droom. En hier is ons nou, hier vanaand, as 'n groter familie. En in 'n sekere sin is dit 'n thuiskoms. Kyk maar na die opkoms. Maar laat ek dit nou nie te dramatisch maak nie. Ons is hier op onderwys. Ons is hier om wat net te sing. Saam te sing en net goed te voel. Saam te resoneer met die klanke en die melodieë wat ons nog altyd so 'n bietjie kom opbeer in die tyd van die jaar. Ons is hier om 'n kers te laat brand. Pakkies so saam van kers. Laat die kers brand. Kers van hoop, geloof, liefde. Maar die kleinste liggie verdryf die pikdonkerte om ons, in ons. God is immers lig, redeneer Johannes in sy proloog. Maar ons resoneer ook bewustelik, onbewustelik met daardie ou verhale in die tyd van die jaar. En dis verhale van wat? Dis verhale van al te menslike ontbering, ontwrigting, samenswering, gekloering en ons verhale van 'n toestoomse gesinnetjie van vlugtelinge, soos ek eers daar in Gaza gaan. Maar dis ook die verhaal van die geboorte van 'n kind. Die onwaarskynlike ontkeming van 'n saadjie wat later 'n groot boom sal word met takke wat is gesprei reg oor die planeet, reg oor die aarde. Met 'n skadu waaronder die vermoeides, moedelooses, eensaamheid, so 'n bietjie laafjes sal vind. Maar ook
takke waarop die voëls, baie voëls en vrolijke stem ook sou sing. Sou sing van 'n God van liefde en vrede en omgee en genade en ons lewe wil inkleer. Ons lewe wil inkleer met betekenis en waardigheid. Menswaardigheid. En hier is ons nou. So geniet Kersfees. Miskien is dit nie heeltemal die regte manier om te stel nie. Lief jou in. Leef jou in. Kom, ons resoneer met mekaar. As gelowiges. Onder die geklank van Kersfees.
dink die kerk moet baie meer sin en minder taal. So ek gaan natuurlik net die bedanking moes doen. Dit is ook lekker om die interessant ook, as te waar, om julle liggaamstaal te terug. Die meeste van julle wat vanavond hier is ken, en welkom ook in die gasten vanavond. En die meeste van julle ken en ek is al gereid by die so ek ken julle liggaamstaal. Maar dit is anders as wat ek sê nog by mense die geen anders op sê. So, dis met groot genoeg dat ons vanavond weer 'n Kerskonsert, 'n Kerssongdiens kon aanbied. Is absoluut deel van Kerkse tradisie. Afgelope 18 jaar wat ek hier is dit die wyse waarop ons die jare afsluit. Gister het ons funksie gesels met Ativenter en vraag van Ativenter, kom jy vanavond, hy sê, hoe anders eindig die jaar stond. En jy sê ook aan ons opkomst vanavond, baie dank dat hy hier is. Weet, muziek is absoluut deel van die kerk. Die kerk het 'n tradisie ook. En dit is my altyd so vreemd dat ons al klem lê op sekere classics, sê maar soos die Bybel, maar as het kom by ander klassieke werke, dan is dit asof die kultuur van die populus dit net oorvat. Ons het 'n lang en kerkmusiek tradisie. Nie net uit van ons artisten, maar uit broederskapleses, waar ons kom nog voor tye af. Gregorius, 589 na Christus, klem geleef muziek. En vandaar in die kloosters is gesing, en dit was die geboorte van koormusiek, westerse koormusiek. So dit is so deel van ons. Ek gaan ons, is dit nie net goed gevind, ons nie daarin geleef, maar as iets wat ons koester. Goed, so, my rol is om dankie te sê. Nou, so baie dankie aan die muziekante wat vanavond opgetree. Ek wil net vir Brigitte en Reen vra om voor te kom, ons gaan vir julle so iets gee, as 'n blyk van groot waardering vir talige hoofstukke tot eer van hom aan wie ons alles te dank het. So, ons is baie dankbaar dat ons hierdie jaar is en dat ons vir mekaar ook iets kon beteken. So ek sluit dus af om vir jou dankie te sê. Jy wat vanavond hier is. Jou insigte, jou realiteit, jou liefde, jou positiviteit, hou ons geliefde in stand. Dis niks anders. Baie dankie daarvoor. Elkeen doen dit op sy eie manier. Dis soos die instrumentaliste, elkeen speel sy eie instrument. Baie dankie. Ek voel baie soos 'n dirigent in 'n gemeente wat net so speel, net die sagte in die theater. Ja. So, baie dankie daarvoor. En mag julle 'n ongelooflike feesgety ervaar met vrede en liefde en gesellig saam zijn. So kom ons gaan geniet na verversings in die voorportaal en baie dankie aan almal wat verversings saamgebring het. Veilig reis as jy op vakansie gaan en dan sien ons mekaar weer. Onthou ons Kersoggend-diens. Kersoggend-diens val weg omdat die vorige aand, Sondag, is ou Kersaand. So ons het 'n ou Kersaand-diens in steede van 'n Kersdiens. Ons sal dit nog verder boodskappe uitstuur. Ons sal vanavond ook deelprojekte opneem. So baie dankie tot vir jou. Gaan in vrede.